Hallo liewe Kiekskerk, baie welkom by hierdie week se Kieks erediens. Ek hoop dat jy 'n fantastiese week gehad het en dat jy mag weet dat die Here saam met jou is op hierdie Sondag. Genade en vrede vir jou van God Drie-enig. Dis 'n voorreg dat ons vandag saam mag kuier. Maats, soos wat julle weet, gaan ons nou eers bietjie saam sing, dan gaan ek vir ons bid en dan gaan ons vandag kyk na die storie van Hemelvaart. Ons het donderdag het ons in die kerk het ons Hemelvaart gevier. So ek het gedink ons gaan vandag bietjie praat oor wat is Hemelvaart, wat beteken dit en hoekom is dit belangrik vir my en jou en wat kan ons daaruit leer? Maar eers kom ons staan op, kom ons loof en prys die Here met alles in ons. Your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. So glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Kom ons sluit die oor aan bid ons saam. Here Jesus, waar ons nou uit u woord uit gaan leer, Here, bid ek dat u dit vir ons, sal help dat ons dit kan verstaan. Sal u dit vir ons duidelik maak en vir ons wys hoe ons dit kan toepas op ons lewens vandag. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So maats, soos wat ek reeds gesê het, vier ons Hemelvaart. Ons donderdag wat nou verby is, was dit het kerke reg oor die land en reg oor die wêreld Hemelvaart gevier, waar ons gevier het dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. En ek wil vir jou lees uit Handelinge 1 van vers 9 tot 11, dat ons bietjie kan hoor maar wat het gebeur in hierdie verhaal. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en in 'n wolk het hom weggeneem. So dis nou Jesus waarvan nou hier gepraat word, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees dit so ver. So, wat gebeur hier? Jesus en sy disippels, hulle staan daar en praat en dan word Jesus opgeneem na die hemel toe in 'n wolk. En dink net bietjie, jy's een van Jesus se disippels, nê? Jesus was hulle vriend gewees, hy was hulle leermeester gewees, hulle onderwyser gewees. Hy was hulle God, en dis hulle God. En nou sien hulle maar hier vaar hy op na die hemel toe op 'n wolk. Dis nie iets wat ons elke dag sien nie. Dis 'n vreemde gebeurtenis. Ek is seker niemand wat vandag lewe het al so iets gesien nie. So ek kan net dink hoe hierdie disippels, hulle moes gedink het, hierdie is baie vreemd, want hulle half nie geweet het wat om te doen nie.
Maar nou moet ons vra, hoekom vier ons as kerk en kerke reg oor die wêreld, hoekom vier ons nog steeds die feit dat Jesus opgevaar het na die hemel toe? Nou om te verstaan hoekom Jesus moes opvaar en hoekom hy nie altyd hier op aarde kon bly as 'n mens nie, moet ons teruggaan na Johannes 16 toe. Hoor wat sê Jesus vir sy disippels. Hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hoor bietjie hierso in Efesiërs 4 staan daar ook, die een wat neergedaal het, dis nou Jesus, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemele, om met alles sy teenwoordigheid, om alles met sy teenwoordigheid te vul. So wat sien ons in hierdie storie? Ons sien dat Jesus sê, hy moes as mens, moes hy opvaar na die hemel toe, hoekom? Sodat ons die Heilige Gees kon kry. Dan sien ons in Efesiërs, dan staan daar, hy moes opgevaar het na die hemel toe, sodat alles met God se teenwoordigheid gevul kan word. So, ek wil vir jou 'n voorbeeld gee om jou bietjie te help om hierdie konsep te verstaan van hoekom hierdie hemelvaart so special is. So, ek is seker, jy hou ook van musiek. En as jy soos ek is, dan luister jy ook musiek op jou selfoon of dalk op jou ma of pa se selfoon. Ons connect dit aan ons kar se speakers of aan 'n Bluetooth speaker en dan luister ons saam musiek so, nê? Hierdie foon kan ons op enige plek heen vat. Ons kan enige plek musiek luister. Maar het julle geweet, lank terug, so 'n paar jaar terug, soos toe ek nog 'n kind was, toe kon mense nie op 'n selfoon musiek luister nie. Jy kon net mense bel op 'n selfoon. En toe het ons van hierdie goedjies gebruik. Hierdie is 'n CD. So dis so so 'n ronde dingetjie en hy lyk so en jy moet hom in 'n CD-speler sit. Dalk het jy of ma of pa se kar nog 'n CD-speler en dan is hier so 10 of 11 of 12 liedjies op so 'n CD en dan kon jy nou net van daai spesifieke kunstenaar liedjies luister. Nog voor dit, jy kan sien, alles word net al hoe groter, hoe langer ons teruggaan in tyd. As jy musiek wou luister, moes jy 'n plaat gehad het. Dis soos 'n groot CD en jy moes 'n plaat, 'n speler gehad het, amper soos 'n CD-speler, net baie groter en werk bietjie anderste. Maar dan moes jy hierop, moes jy musiek luister. Hier was nog minder musiek op gewees. Partykeer 5 of 6 liedjies gewees, baie min. Nou, voordat daar plate was, en ek dink hierdie was voordat jou oupa en ouma gelewe het, nee, voordat daar plate was, voordat daar radio was, lank terug, kom ons sê 'n hele rug terug, nê? Wat moes jy doen as jy wou musiek luister? Jy kon nie net jou gunsteling kunstenaar sommer op jou foon kry en dan na sy musiek luister. Nee, jy moes fisies na 'n konsert toe gaan. Jy moes gegaan het en gaan hoor het hoe iemand daarso sit en gitaar speel of klavier speel of viool speel of sing. En dis hoe jy musiek kon luister. Dit was die enigste manier hoe jy na jou gunsteling kunstenaar kon luister. Nou, op dieselfde manier, toe Jesus op aarde was, nee, hy was 'n mens gewees soos ek en jy. Hy het hande en voete gehad, hy het ook kos geëet, hy het honger geraak, hy het dors geraak, hy het 'n ma en 'n pa gehad, hy het boeties gehad. Nee, hy was 'n gewone mens gewees. Ons weet, hy was 100% mens gewees, maar ook 100% God gewees. Maar as mens kan hy net soos wat ek en jy, kan hy ook net op een plek gelyk gewees het. Hy kon nie op klomp verskillende plekke op dieselfde tyd gewees het nie, nê? So, soos wat ek nou hierso met julle sit en praat, sit ek nou voor 'n kamera en ek is nou hier. Ek kan nie nou by die huis wees nie. En soos wat jy nou sit en kyk, is jy op een plek. En dit was dieselfde met Jesus. Maar wat sê Jesus vir ons? Hy sê, ek moes opvaar. Hy sê, hy weet Jesus moes opvaar na die hemel toe, sodat die Heilige Gees uitgestort kon wees, sodat God se teenwoordigheid oral kon wees, saam met ons. Dat ons nie meer hoef te gaan om na 'n kunstenaar te luister in persoon nie, maar net soos wat ons op ons selfone kan luister na ons gunsteling liedjies, so kan ons ook enige tyd met die Here praat en weet die Here is saam met ons. Want hy sê hy gaan alles vul met sy teenwoordigheid. En dit is die boodskap van hemelvaart. Dit sê vir ons is nooit alleen nie. Hoekom? Want Jesus se teenwoordigheid is saam met ons deur die Heilige Gees. Dit sê ook vir ons dat Jesus het oorwin. Jesus het opgevaar na die hemel toe en hy sit aan die regterhand van God. Hy sit langs God, hy sit daar en hy regeer en hy bid vir my en jou, sê die Bybel ook vir ons. En dit sê vir ons, ek het 'n doelwit in die lewe, want die Here is saam met my, hy bid vir my en dit sê vir my, ek het ook 'n job om te doen. Ek moet ander mense vertel van hom. So, ek wil jou uitnooi
En ek sluit hiermee af. As jy weer na musiek luister op jou foon of op jou ma of pa se foon, onthou dat net soos wat hierdie foontjies oral saam met ons gaan, is die Here ook altyd saam met ons. En kan ons enige tyd met hom praat, want hy luister altyd na ons. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Nou Here Jesus, dankie dat U alles met U teenwoordigheid vul. Here, dat ons weet, maak nie saak waar ons gaan nie, is U saam met ons. Here, of ons nou by die skool is, U is daar. Of as by die huis is, U is ook daar. As by die winkels is, U is daar. Wanneer ons rugby of netbal speel, is U daar. Here, wanneer ons in die aande in ons beddens lê, is U daar en U hoor U as ons met U praat. Here, help ons om met U te praat. Here, maak ons bewus daarvan dat U saam met ons is. En Here, ek bid regtig vir elke kind wat hierna luister na hierdie boodskap. Here, mag hulle bewus word van U teenwoordigheid. Mag hulle weet dat U saam met hulle is. Dat hulle sal okay wees, want U is saam met hulle. Here, help ons om saam met U te leef. Help ons om te weet dat U by ons is en wys vir ons wat ons moet doen met ons lewe. Help ons om disippels te maak. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Maats, ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag verder. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel toe en langs God die Vader sit, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat oral saam met ons gaan. Mag die drie enige God saam met jou wees in hierdie week. Amen.